Goeiedag geliefdes, het is vir my wonderlik om u weer eens te verwelkom rondom die woord van die Here en ons is besig met Psalm 119. Ons gaan vandag stil staan daar by die 104de vers, maar ek wil graag vir u vers 102 en 103 lees, dat ons net die verband kry oor dit waaroor die psalmis met ons praat. Ek lees vir u by die 102ste vers, kom ons lees 101 ook. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my, vir hemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leunpad. Psalmis het vir ons gesê, Here, ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad. Here, ek het van u verordeninge nie afgewyk nie. En Here, hoe soet is die beloftes van die Here vir my, in my stryd, in my beproewinge, om te kan terugval op die beloftes van wat God gesê het, want dit is my versterking, en dit is my behoud. Wanneer die lewe met my swaar werk, dan is daar iets wat nooit verander nie. En dit is dit wat God gesê het. Geliefdes, dit wat God gesê het, is die alleen algehele absolute waarheid, wat nooit sal verander nie. In so 'n mate dat die apostel Paulus sê, elke belofte van God is ja en amen vir ons in Christus. Dit sal nooit verander nie. Ons kan die Here herinner aan sy beloftes, ons kan met die Here praat oor sy beloftes, soos die psalmis gedoen het, en vir die Here sê, Here, u beloftes is dit wat my staande hou, wanneer ek deur moeilike tye gaan. Bloot net hierdie een gedagte, wat ons met mekaar kan deel, naamlik, jy is nooit buite 'n verhouding met God nie, jy staan nooit buite 'n verhouding met hom nie, hy is altyd by jou en naby jou. Dis immers wat hy ons beloof het. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is soos die skaduwee aan jou regterhand. Ongeag watter krisisse jy beleef, een ding kan jy weet, God weet van my, maar meer as dit, God is met my. Ons lees nou die woord hier as hy sê, uit u bevele kry ek verstand. Ons het ons reeds vir mekaar gesê, daar by die 92 of die 97ste tot en met die 100ste vers. Hoe lief het ek u wet, dis my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u gebooie. Hier is 'n geweldige mooi iets wat ek en u kan leer. Dit is mos juis verstandigheid om vas te maak aan die woord van God, aan die bevele van die Here, soos die psalmis sê, dit is wat my verstandig maak en my wys maak. Aan die ander kant is dit natuurlik totale dwaasheid om nie myself te onderwerp aan die woord van God nie. Want dit wat God gesê het sal bly, dit sal nooit verander nie, en uiteindelik gaan die woord ook wees wat my sal oordeel aangaande dit wat ek geweet het. Hier is 'n geweldige stelling wat ek maak, geliefde. Want Jakobus 4 vers 17 sê, as jy dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, is dit vir jou sonde. Die psalmis het mos reeds vir ons daar in die 9de vers gesê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. In die 11de vers het hy gesê, waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. In 105 het hy gesê, u woord is die lig vir my pad, en die lamp vir my voet. Dis die woord van die Here wat my op die pad hou, dis die woord van die Here wat my begelei, dis die woord van die Here wat met my praat op my lewensweg,
en my deur die lewe begelei. Wanneer ek in moeilike omstandighede kom, wanneer ek keuses in my lewe moet maak, dan praat die Heilige Gees van God met my, en kom ek vat vir u sommer net daar na Jesaja 30:21 toe. Hoor wat sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. God sal vir my in daardie uur wat ek in beproewing is, sal die Here met my praat. En hy sal sy woord terugbring na my toe. Daarom is dit van kardinale belang, en ek het dit al vir u hoeveel keer gesê, dis kardinaal belang dat ons die woord van God lees. En dat ons die woord van God ook in ons harte bære. Dat ons die woord van God probeer memoriseer so ver as ons kan. Sodat as die aanslag na my toe kom en die duiwel vir my aanval, dat ek weerstand kan bied, omdat die woord van God met my is. Daar in Efesiërs 6, wanneer hy praat oor die wapenrusting, dan sê hy die swaard van die Gees, waarmee ek die vyand vernietig, is die woord van God. Om soos die Here Jesus Christus tydens sy versoeking te sê, daar staan geskrywe. Ek moet die woord leer, ek moet die woord lees, ek moet kennis neem van wat God sê, sodat as ek in die uur van benoudheid kom, dan herinner die Heilige Gees my aan dit wat God gesê het. Ja, hy het ook vir ons die Heilige Gees gegee, om ons te help in ons stryd. Daar in Johannes 16 by die 13de vers sê, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees praat met jou en my. Die Heilige Gees herinner ons in ons lewensloop, wat sê God? En hy praat met ons geliefdes, ons hoor sy stem. Ons weet die oomblik as ons 'n verkeerde pad gaan loop, dat daar 'n waarskuwing van die stem van die Heilige Gees in ons binne is, jy sal 'n woord agter jou hoor. Jy sal die influistering van die Heilige Gees hoor wat sê, waak my kind, pas op my kind, moenie my kind. En om te luister na die woord van die Here, maak my wys. Dis wat die psalmis hier sê, uit u bevele kry ek verstand. U bevele hou my op die pad. U waarsku my as dinge verkeerd gaan. En u rig my pad en u leer my deur die woord en die inwerking van die Heilige Gees hoe ek voor God moet wandel. Daarom, geliefdes, sê die psalmis, en dit is vir my een van die mooiste dinge om vir u vandag te herinner. Wat het God vir jou en vir my in gedagte? Geliefdes, Jeremia 29 wat jy so goed ken, wil ek jy net weer mooi na luister, wat is in die hart van God vir sy volk? Onthou, sy volk is in ballingskap. Sy volk het in ongehoorsaamheid teenoor hom gelewe en hy het hulle in ballingskap gestuur. Maar hy het hulle nie vergeet nie. Daarom sê in die 29ste hoofstuk vers 11, ek weet wat er gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dit wat God vir my wil doen. Dan sal julle my aanroep. En heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. Is dit nie 'n mooi woord nie? Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. En julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. Want ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot verander en julle versamel uit al die plekke, en al die nasies, en al die plekke waarin hulle julle verdryf het, spreek die Here. Ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. God het vir sy kindertjies voorspoed in gedagte. God het vir jou voorspoed in gedagte. Geliefdes, God wil hê dat ons triomferend
in hierdie lewe sal lewe en dat ons die oorwinning wat Jesus Christus aan die kruis behaal het, prakties in ons lewe sal bereik en beproef en ervaar. Daarom sê die apostel Paulus in Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Ag, luister net weer saam met my na Efesiërs 1 vers 3. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Kan ek dit weer sê? Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hy het ons alles gegee. Daarom sê 2 Korintiërs 2 vers 9 en 10 so mooi woord. Wat die oor nie gehoor, die oog nie gesien, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. En God het dit aan ons deur sy Heilige Gees kom gee. 2 Korintiërs die 2de hoofstuk vers 14 en 15. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. En die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. 2 Petrus die 1ste hoofstuk vers 3. Immer sy goddelike krag het hy ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en die kosbaarste beloftes gegee het, sodat ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Let op, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. Die psalmis sê, Here, u woord gee vir my verstand. U woord leer my. En dan maak hy 'n geweldige stelling. 'n geweldige inpak in hierdie woorde, daarom. Omdat ek u woord het. Omdat u woord vir my die pad bekend wil maak. Omdat u woord my leer. Omdat u in u woord vir my onderrig. Daarom haat ek elke leunpad. Jog, dis 'n geweldige woord. Ek het 'n renons en ek haat alles wat nie waarheid is nie. En geliefdes, alles wat nie waarheid is nie, is 'n leuen. Dit is net waarheid of dis nie waarheid nie. Here, ek haat elke vorm van die leuen. En dit omsluit jou hele lewe. Dit wat my totale lewe moet tentoonstel. Die manier wat ek lewe elke dag. Die manier wat ek dinge doen. In my besigheid, in my menseverhoudinge, in my verhouding met u. Die wyse wat ek wandel, is nie 'n leunpad nie, maar ek wandel in die waarheid van God. As ek weer vir u kan terugvat in Efesiërs toe, as ons die wapenrusting aantrek, wat is die heel eerste van daardie wapenrusting wat ek moet aantrek? Die gordel van waarheid. En aan daardie gordel van waarheid word die hele wapenrusting vasgegord. As die gordel van waarheid nie daar is nie, is daar nie 'n wapenrusting nie. Dan is jy nie weerbaar nie. Dan gaan jy verslaan word. Maar wanneer jy in waarheid wandel en vir jouself sê ek leuen, ek haat elke leunpad. Geliefdes, daar is nie so iets soos 'n halwe waarheid nie. Bedrog is 'n leuen, is nie waarheid nie. Valsheid is nie waarheid nie, is 'n leuen. Om voor te gee wat ek nie is nie waarheid nie, is 'n leuen. Onthou jy vir Ananias en Safira, wat in die huis van die Here inkom, en hulle is vooraf gespreek om bedrog te pleeg, om net te kenne te gee, dat hulle alles gebring het, terwyl hulle dit nie gedoen het nie. En dan sê Petrus vir hulle, waarom het julle vir die Heilige Gees gelieg? En al twee van hulle slaan dood neer binne in die tempel. God is 'n God van waarheid. God is lig.
en daar is geen duisternis in hom nie. As ek dan sê dat ek met God gemeenskap het, maar ek wandel in die duisternis, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Here, daarom, omdat u woord my op die regte pad lei, omdat u woord vir my verstand gee, daarom, Here, haat ek elke leunpad. Alles wat nie waarheid is nie, weer ek uit my lewe uit, en ek lewe as 'n deursigtige, opregte mens, dat die mense sal in my sien, my sal ken soos God my ken. Dis miskien 'n groot vraag wat ek jou kan vra. Ken die mense jou soos God jou ken? As God dan vandag, kan hy maar aan die mense rondom jou openbaar, wie is jy werklik? Kan hy maar jou lewe oopmaak en jou lewe tentoonstel vir alle kerklidmate en vir jou vriende, ja vir jou vrou. Jou vrou weet nie wat in jou gedagtes omgaan nie. Jou vriende weet nie wat in jou gedagtes omgaan nie. Hulle weet nie wat in jou lewe omgaan nie. Net jy en God weet. En as jy vandag vir my sê, asseblief, moenie dat God my openbaar nie, dan het jy jouself alreeds sondig verklaar om te sê, ek wandel nie in waarheid nie. Ek wandel in dwaasheid. Ek wandel in die verkeerde weë van ongeregtigheid. Ek staan nie voor God as 'n eerlike, opregte mens nie. Ek het so na die woorde van Job geluister. Hoor wat vra Job hier in Job 13. Sal dit goed wees as hy jou ondersoek? Sal dit goed wees as die Heilige Gees jou ondersoek? Of wil jy hom ook probeer bedrieg, soos jy mense bedrieg? Hy sal julle sekerlik straf, as julle in die geheim partydig is. Sal sy hoogheid julle nie verskrik nie, en sal die skrik vir hom julle nie oorweldig nie. Julle kernspreuke is spreuke van as, julle skanse word skanse van klei. Staan net 'n oomblik stil, sal die grootheid van God jou dan nie tot inkeer bring nie. Sal jy nie bloos en skaam word om te dink jy het in die teenwoordigheid van God 'n leuen lewe nie, 'n voorgee lewe, geheime in jou lewe en geraamtes in jou kas wat niemand van weet nie. Kom ons gaan na die 23ste hoofstuk toe wat vir my net so mooi is. 23 vers 10. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou. Sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie. Die woorde van sy mond het ek bewaar, meer as my eie wet. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Want my voetstap het vasgehou aan sy woord. Sy insetting het ek in my lewe 'n waarheid gemaak. Here, ek haat elke leunpad. Ek haat elke grynseltjie van wat nie waarheid is nie. Geliefdes, ek wil met u sommer net 'n eenvoudige voorbeeld noem. Mense vra vir jou, hoe gaan dit met jou? Dan antwoord jy, goed. Ek wil vra, regtig? Gaan dit regtig met jou goed? Getuig God dat dit met jou goed gaan. Getuig jou gewete dat dit met jou goed gaan. Ons kan so maklik vir mense sê, goed. Terwyl ek maar eerder vir mense eerlik moet sê, dit gaan met my beter as wat ek verdien. Dan praat ek in elk geval die waarheid. Of vir mense sê, bid vir my. Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Daar is maar krisisse wat ek moet uitsorteer. Wees net altyd eerlik. Want selfs in daardie woorde, dit gaan goed, terwyl jy weet dit gaan nie goed nie. Jou verhouding met God is nie reg nie. Jou verhouding met jou medemens is nie reg nie. Jou verhoudinge in jou besigheid is nie reg nie. Dan vertel jy 'n leuen. Jy praat nie die waarheid nie. Geliefdes, 1 Johannes, die 2de hoofstuk, vers 21 sê,
Daar is geen leuen in die waarheid nie. Ons kan hom ook omdraai. Daar is geen waarheid in die leuen nie. En daarom sê 1 Johannes 3 vers 21, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrede by God. Wat sê jou gewete vir jou? Wat sê jou hart vir jou? Kan jy saam met die psalme sê, Here, ek haat elke leunpad. Ek haat elke stukkie bedrog. Ek wil eerlik en opreg voor U wandel. My hele lewe is ingestel om God te behaag en om sy woord in my lewe tot uitvoer te bring. Om die Here te dien met my totale hart en my totale wese. Paulus het 'n woord gesê daar in Romeine 9 vers 1. My hart getuig saam met my in die Here. My gewete getuig saam met my in die Here, dat ek die waarheid praat. Ag, om daardie getuienis van Paulus te hê, in 1 Tessalonisense 2 vers 10, julle is my getuies en God, hoe heilig en onberispelik en opreg ons gedra het. Dis 'n geweldige woord. Julle is my getuies, maar meer, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het. Kan ek maar weer terugkom vir jou vra, hoe lyk jou verhoudinge? Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou besigheid? Hoe lyk jou verhouding met mense om jou? Is jy 'n eerlike, opregte, deursigtige mens? Ek is wat ek is. En dit wat jy sien, is wat ek is. Daar is geen voorgee in my lewe nie. Net 'n oomblik stil te word en te sê, Here, praat die Heilige Gees nou met my. Is daar kurkproppies wat so na boontoe spring, en op hierdie stadium weet ek presies van alles wat in my lewe verkeerd is. Jou gewete sê dit vir jou, die Heilige Gees kla jou nou aan, jy weet van alles wat in jou lewe nie reg is nie. Geliefdes, wil jy dan nie maar voor God buig, dit voor die Here bely nie? Want hoor wat sê hy, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Hoor wat sê hy, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Hoor wat sê hy, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe en jou van elke ongeregtigheid te reinig. Hoor weer, uit U bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leunpad. Ondersoek jou lewe, staan stil voor God. Dis net tot jou beter wete. Dis net tot jou voordeel dat die Heilige Gees met jou praat. Dis tot jou voorbeeld dat aan die sonde vir jou uitlig, want jy gaan eendag voor God staan en die boeke gaan geopen word en ons gaan almal voor die regterstoel van Christus verskyn en ons gaan ontvang wat ons in die liggaam gedoen het, of dit goed is of kwaad. Daarom as die Here met jou praat, wees dankbaar. Ja, dit is nie altyd lekker nie. Dis nie lekker dat jou gewete jou aankla nie. Dis nie lekker om skuldig te voel nie, maar God laat jou eendag eerder skuldig voel, dat jy gereinig kan word. Hy oortuig jou dat jy kan regmaak, sodat jy met 'n onbeskaamde gesig sal ontmoet, die dag as hy kom, en nie van hom sal wegvlug, soos die Bybel sê, en sal uitroep, berge val op my, heuwels bedek my voor die aangesig van hierdie heilige God nie. Kom ek en jy sê dit vir mekaar. U woord gee my verstand. Let op wat die woord sê. Maar verder, Here, ek haat elke leunpad. Ek wil opreg en eerlik met 'n skoon gewete voor God en mens wandel. Mag die Here vir jou help. Mag hy vir my help. Dat ons sal luister as die Heilige Gees vir ons sê, pas op my kind. Moenie my kind. Jy gaan nou 'n leuen vertel my kind. Laat ons luister na sy stem. Jy sal 'n stem agter jou hoor wat vir jou sal sê, dit is die weg. As jy dalk links of regs wil uitdraai. Luister net, die Heilige Gees praat met jou. Wees net gehoorsaam
en hy sal jou in die volle waarheid van God inlei. Totdat ons weer met mekaar praat, bid vir my, ek bid vir jou, en mag die Here vir jou ryklik seën, en mag jou vooruitgang in die Here vir almal rondom jou duidelik wees. Goeiedag vir u, en die Here se rykste seën vir u.